the bridle of a horse in sure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses. Goeiedag en baie hartlik welkom by hierdie episode van Wild Horses. Saam met my natuurlik, Henny Volskenk en myself, Willie Olwage. Baie welkom by hierdie program, hierdie episode, en ons glo dat die Here gaan ons lei in diepte om te gesels oor baie interessanthede en dit wat hy uit die woord van die Here vir ons gaan oopmaak. Henny, baie welkom. Baie dankie Willie, dit is altyd 'n voorreg om dit te doen. En ja, ek glo die Here sal vir ons lekker ding by mekaar sit, as ek dit kan sê, 'n blueprint. Ja. Laat ons dit kan by mekaar sit en dan, weet jy wat, om beter te lewe, beter vir sy naam te lewe en om in oorwinning te lewe. Wat ek dink wat baie kort is. Maar baie dankie vir die geleentheid. Altyd lekker. Henny, iets om oor te gesels, en ek dink dit is die fondasie van enige gelowige, en daar gebruik ek nou die woord gelowige, word uit 'n basiswoord om te glo. En daar's 'n groot verskil tussen 'n gelowige en om te glo en wat geloof is. Nou, vir hierdie episode en 'n latere episode, dink ek ons kan 'n bietjie gesels, nie net noodwendig wat is die verskil tussen glo en geloof nie, maar om te begin vir hierdie episode net bietjie te gesels oor die woord glo. Wat beteken die woord glo vir jou? Dis 'n baie, ek dink 'n fondasiestuk, wat baie min mense, ons begin daar, almal begin daar met jou, sal ek sê, die loop saam met die Here, maar ek dink ons vergeet hom, as ek dit so kan sê, en dan word daar 'n bietjie tekortkoming te kom daar, en dan begin ons goed implementeer. So, die woord glo is vir my iets wat jy moet op kan staan. Dit is 'n standvastigheid. Ek dink baie mense dink is 'n werkwoord, dis 'n ding wat ek moet rondbeweeg en ek moet hiernatoe skuif en daartoe. Vir my sal ek sê dit is iets wat jy moet miskien vrede maak om te sê, is om jou voete op dit neer te sit sodat jy kan bou of beweeg wat ons vorentoe wil doen. Ek sien geloof as byvoorbeeld 'n werkwoord gedeelte, maar soos wat jy dan sê, glo is nie noodwendig die werkwoord gedeelte nie. Ek wil amper sê glo is 'n keuse. Jy maak 'n keuse om te glo of nie te glo nie. As jy byvoorbeeld dink aan jou skooldae, wanneer iemand na jou toe gekom het en hulle het byvoorbeeld miskien, kom ons sal nou maar gebruik die Engelse woord, hulle het 'n triek gedoen. En dan het hulle een of ander triek gedoen en dan het jy die keuse gehad of jy glo wat hulle doen, of dit werklik is, of is dit, en is dit 'n speletjie, is dit, of wat glo jy wat daar gebeur het? Nou, kom ons bring dit na ons toepassing in ons geloof. Glo ons werklik die woord van God? Glo ons sy beloftes? Glo ons dit wat ons, en daai is 'n besluit. Dis 'n eie oortuiging. En ek dink dit is so belangrik, want die oomblik wanneer ons dit gaan besef, dan gaan ons agterkom dat jy het 'n keuse oor dinge wat jy sien op TV. Jy kyk na dienste byvoorbeeld en jy sien wonderwerke en jy sê vir jou vrou, ek glo dit of ek glo dit nie. En partykeer ontneem jy jouself van soveel dinge, of jy kry soveel seën. Nou, dit is daar wat ons die onderskeid moet tref tussen geloof en om te glo. En ek dink, as 'n basis afskoppunt is dit so belangrik om ons te besef dat glo is 'n vrye besluit en 'n keuse wat by jou lê, en of jy dit gaan implementeer en of jy dit in werking gaan stel. Definitief. En ek vat altyd die voorbeeld van jou ID dokument. Niemand hoef vir jou te verduidelik of jou te oortuig, dit is jy daai nie. 1, daar's 'n foto. 2, daar is 'n naam, daar's 'n van, daar's 'n legacy, en dan is daar nog 'n nommer bo wat jou ID-nommer is, wat jy so naderhand so in alles gebruik in elke vorm. Maar daar's niemand wat jou oortuig nie. Daar's min mense wat, as jy jou naam, en wat gebeur? 1, daar's 'n verhouding. Met wie? Met hulle wat jou groot maak. Daar's 'n groeiproses wat hulle jou naam elke dag oor jou spreek. So dit is baie, baie belangrik om te verstaan, dit wat om jou gebeur, dit wat jy ervaar, dit wat teenoor jou gespreek word en jou leer, is 'n baie fundament wat hulle bou, en 'n bouproses wat in jou gaan kom, dat jy eendag kan glo, jy is Henny Volskenk wat op hierdie boekie is,
met hierdie, dit is my fun, dit is my legacy. En ek dink as ons dit altyd vat na ons geloofkant toe, of ons geloof stap saam met die Here, gaan dit baie makliker vir ons wees om iets, soos jy gesê het, belofte, wat ek dink wat so saam met geloof loop, wanneer ons die belofte kry of lees, of ervaar, dat ons nie sal twyfel wie ons is, want baie mense wil jy vra die vraag, is dit vir my? Is hierdie belofte vir my? En ek dink daar het jy 'n identiteitprobleem instead of wat jy 'n geloofsprobleem het. En almal sê jy moet net meer geloof hê, maar ek dink die fout lê by die glo, maar dan die fout lê by jou identiteit, wat jy nie weet, is dit vir my of is dit nie vir my nie. As ons kyk na die woord en ek wil hierdie gedeelte want dis 'n opdrag. Met ander woorde, in 'n opdrag word daar vir jou 'n wilsbesluit gegee of jy dit wil doen of dit nie wil doen nie. As jy vir jou kind sê doen iets, dan gaan die kind omdraai en hy sê hy wil dit nie doen nie. Daar gaan nagevolge vir hom wees, miskien op sy agtersteewe of anders gaan daar vir hom 'n seën wees. En hier kom ons in die Bybel en daar word vir my en jou 'n opdrag gegee. So ek en jy sit met 'n opdrag of ons gaan uitvoer en kyk wat gebeur. Markus 1 vers 15 sê hy: Die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou wat is die evangelie? Dit is die hoop, die kennis, dit wat in die woord van God vasgevang word. En ek weet nie of ek miskien jou gaan skok en kykers gaan skok, maar as jy regtig daarna gaan kyk, is daar geen fisiese, letterlike bewyse van die bestaan van God nie. Nou, miskien gaan baie mense sê, wil jy sê van die pad af? Maar, hoor my net uit. Ons kan kyk na die berge, ons kan kyk na die valleie en alles wat geskape is en die vraag vra. Iemand moet dit geskape het en besef, en ons lees dit in God se woord, dat hy was die skepper van dit. Ek verstaan dit, maar ek praat uit 'n onafhanklike, ek trek bietjie 'n ander baadjie aan en sê, en ek wil die vraag vra, as hierdie 'n hofsaak moet wees, om God te bewys en sy bestaan te bewys, het enige iemand, is daar enige witness wat kan opstaan om te sê, hulle het fisies met hulle eie oë God of Jesus of die Heilige Gees gesien, dan is ek jammer om te sê, niemand kan ja antwoord nie. Nou wat bring dit dan terug? Dit maak my nou nie dat ek 'n ateïs is nie, maar ek wil my punt bewys, hoor mooi wat ek sê, dat alles van dit dan gefondeer is om hierdie 3 letters, glo. Ek glo hierdie evangelie wat my leer, in hierdie evangelie het ons geleer, dat God die skepper is van die hemel en die aarde. Waar het ons dit anders geleer, behalwe in die evangelie? Waar het ons dit, en daarom is daar 'n opdrag, bekeer julle en glo die evangelie. So waarom glo ek in God? Omdat ek hom gesien het? Nee, omdat ek hom juist nie gesien het nie. Dit is wat dit 'n geloofsaak maak. Dis hoekom ons 'n keuse moet maak. En daarom is daar so baie mense daar buite wat nog nie glo nie. En dan as jy vat wat jy sê is voor almal, soos jy sê, 'n skrik vat. Daar's skrif wat sê geseënd is hulle wat nog nie gesien het nie, maar wat glo. Wow. Dit bevestig net dat ons sê, soos jy sê, ons is nie van die rails af nie, as ek die Engelse woord kan gebruik, maar om te besef dat daar is daar's iets wat jy moet doen van jou kant af. En nou wil mense sê, ja, werke. Nee, dis 'n werk en 'n ding wat gebeur met jou. Wanneer jy jou hart vir die Here gee, sê hy die volgende: as jy glo met jou hart, bely met jou mond dat Jesus Christus die koning is. Dit is jou bekering wat plaasvind. Maar ons kry 'n geskenk, wil jy, en ons weet van dit. Maar dan kry ons die gees van die waarheid wat binne in ons woon, wat ons sal oortuig aan elke belofte. Amen. En daar begin ons nou met 'n identiteit om te sê, weet jy wat, ek besef ek is 'n kind van die Here. Ek het die Abraham blessing in Engels, wat hulle sê die Abraham se seëning, dat ons nie sê ons is Jode nie, maar ons kry elke belofte wat aan hulle gegee is. En ons kan dan begin kyk, alright, waar sit ek nou? Wat kan ek nou toepas? Want hier is die geheim, Willie. Ons almal stap 'n verskillende pad. Met dieselfde identiteit in Christus. En ons kyk na die ou langshow en die vrou langshow en dan wat jy op die einde van die dag gebeur is, jy raak moedeloos. Want daar's goed wat jy nie glo nie, wat hulle in glo, saam met hulle geloof, en hulle begin beweeg vorentoe, of hulle kom deur, of kom oor die berg. En ons kom en jy voel, weet jy wat, hierdie is nie vir my nie, en jy gee op. Maar daar is net 'n probleem. Jy moet weer terugkom by jou identiteit, jy moet weer by jou beloftes kom, staan vastig in geloof staan, bedoelende met wat? Die punt, soos jy sê, die 3 letter woord, ons moet glo. So, wat ons dan eintlik vir mekaar sê vandag is, om te glo is 'n besluit. Geloof is die vlak, en ek wil amper sê, die werking, hoe jy dit in werking stel. Yes. En
Hierso is 'n mooi verduideliking in Markus 9, gee hy vir ons daai verskil. Hy sê, en dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, die wil, Yes. die keuse. Hy het nou besluit om te glo. Yes. Nou kom die geloof wat die werking is, die werkwoord is dis eintlik wat ons sê. Nou kom die werkwoord in. Kyk wat sê hy. So eers het hy gesê ek glo, dis die besluit. Yes. Nou sê hy kom my ongeloof te hulp. Met ander woorde die vlak van die geloof wat hy toepas. Yes. En in sy oë was daardie geloof nog nie hoog genoeg nie. Met ander woorde die werkwoord. Jy hoor wat ek Yes. sê? Was nog nie kragtig genoeg Dis nie. hy. Nou ons gaan in 'n ander program gesels oor geloof. Yes. Met ander woorde die werkwoord gedeelte van dit wat jy eers doen, maar daar kan nie geloof wees as jy nog nie 'n besluit geneem het. Perfect. En daarom moet ek en jy kies om te glo. Yes. Ons moet hierdie keuse maak. Ek glo wat God is, wie God is, maar ook wat sy beloftes vir my is. Ek glo die werking van die Heilige Gees. Ek glo die manifestasie van kragte. Ek glo hierdie dinge wat die woord van die Here vir my sê. Maar kyk hoe mooi kom hierdie vers en hy verduidelik geloof Yes. en glo saam, waar hy sê, en die Vader roep uit met trane en hy sê, ek glo, Here. Met ander woorde, hy sê, Here, ek het nou my besluit gemaak. Yes. Ek glo. Staan vastig. Is ek al daar? Is my geloof sterk? Nee. Hy sê, kom my ongeloof te hulp. Kom my werkwoord van ongeloof te hulp. Yes. Maar die kritiese gedeelte. Nou, ek dink dit is die grootste gedeelte van die mensdom waarmee ons sukkel. Soveel mense weier om te glo as gevolg van die keuse wat hy het. God het vir die mense vrye keuse gegee. Yes. En daarom kan hy kies om te glo. En dan nie net te glo in God nie, maar ook alles wat in sy woord is. Daar is soveel baie mense wat die woord van die Here vat, maar hulle glo in sekere fasette van die woord nie. Daar's baie mense wat nie glo in die werking van die Heilige Gees nie. Yes. Hulle glo nie in die doop nie. Hulle glo en ons kan nie dit doen nie. Nee, as jy glo, moet ons glo in die volheid. totaliteit. Daarom het ons in die vorige versie die opdrag was, bekeer julle en glo die evangelie. Yes. En nou, ek wil hierdie vir jou inbring en mense vra wat se belofte sê waar. Esegiel is baie interessant. Is al 79 keer wat God self sê. Ek sal. Ja. Hy sal iets doen. Hy sal vir jou deurkom. Mense, en dit is iets wat jy moet vat en vashou. So jy kan gaan delf daar in Esegiel. Gaan deur en jy gaan sien ek sal. En jy sal sien die ek is altyd hoofletters. So daarso weer eens en dan wil ek net vinnig aanhaal om vir jou hierdie te sê, daar's 70 verse reg oor die Bybel wat in diepte ingaan, wat sê oor glo. Waar glo en die geloof en dit wat ons vorentoe gaan gesels in aksie is, maar daar's 'n kern daar dat hy opgebou is op 'n standvastige grond van glo. Wow. En as ons dit kan besef, nommer 1, ek dink en wat ons sien is en ons sien dit waar ons beweeg, dat elke een beweeg in 'n punt van waar. Hulle beweeg op 'n punt om te kom, ek kom net tot by my bekeringsloop. Ek kom tot net by my eerste genesing. En ek kom tot by die volgende siekte kom of dit leerstelling. En nou ek dink nie want ons 'n lek om te weet wat se beloftes lê daar sodat ons kan begin glo. Ja. En ek dink dis waar ons kan terugkom om weer te sê die woord van die Here, glo in sy woord. En ek wil hierdie aanleiding om vir jou te sê dat in Johannes 1 vers 4 waar hy sê en niks het deur die woord tot bestaan gekom nie. Dit is 'n kritieke vers wat ons moet inneem om te besef dat die woord gaan dit wat jy moet wat bestaan of deurkom, gaan begin by die belofte, met die glo van die belofte. En as jy soos jou vers uitgesê het, kort kom met jou geloof, sê Jesus, al jy net 'n mosterdsaad nodig. Ja. Dis 'n begin van 'n aksie in geloof, maar die standvastigheid en lê op die glo. As daai glo nie in plek is nie, dan kan jy nie eers by die vlak van die geloof kom om te sê, ek het bietjie of min geloof of baie geloof nie. Jy het niks, ek bedoel jy moet dit moet met die keuse begin. En daai is 'n vrye keuse of jy wil glo. Glo in soos jy sê in beloftes, in die woord, in die vervulling van sy woord en ook sekere fasette van dit. Maar eintlik is dit 'n opdrag. Yes. Eintlik is dit 'n verpligting. En daarom voel ek en jy leer die woord van die Here dat ons met ons eie begeertes, met ander woorde ook ons regte dan opgee. En daai mensregte wat ons het, wat ek kies, ek glo nie. Ek weet nie hoeveel het jy dit al gehad, maar wat mense byvoorbeeld na 'n diens of mense wat jy nooi, wat mense vir jou sê, ek glo nie hierdie dinge wat gebeur nie. Die beweging, die werking van die Heilige Gees. Daar is hoeveel kinders van die Here wat in sekere aspekte van die Bybel nie glo nie. En weet jy nie, ek voel dit is so belangrik. Ons kan nie dit ontvang. Ons kan nie daai en ons het in die begin daaroor gepraat. Daar is altyd 'n beloning saam met die
as jy glo. Yes. As jy glo sal, kyk wat met hierdie vader gebeur. Die oomblik toe hy glo, was daar genesing vir hom gewees. Yes. Hy het wel gesê, kom my ongeloof te hulp, Yes. maar kyk wat sê hy, en toe Jesus sien dat die skare bymekaar gestroom het, en het hy die volgende woorde toe gesê, nadat hy geskree het, en baie stuiptrekkings gekry het, het hy uitgegaan, en die seun het soos 'n dooie geword. Maar Jesus het hom by die hand gegryp, hom opgerig, en hy het opgestaan. Nou, as ons hierna kyk, is dit, wat sou gebeur het as daai vader anders geantwoord, en gesê het, ek glo nie in hierdie dinge nie, ek glo nie, was hy ontneem van die vrymaking, van genesing. Daarom is dit van so kardinale belang, soveel mense sê, ek glo nie in die werking van die Heilige Gees nie, en nie, hulle gaan net uitmis. Yes. En ek wil bevestig wat jy sê, Willie, dit is kritiek. Jesus het van Nazareth afgekom, en hulle het hom nie geglo nie, nie geglo hy wat hy kan doen nie. Hulle het geen miracle gesien, geen beweging van hom gesien. Sure. Ek praat van 'n stad, ek praat van 'n dorp. Ja. So wat sal ons vryspring as individuele mens, as ons nie glo nie? Ja. En ek dink die vyand het ons geroof. En dis wat ek wil sê van, ons moet kyk na Petrus, as ons vinnig net gou daar kan stop met Petrus die storm waar Jesus op die see was. Ja. En ons ken die hele verhaal buite die boot. Ons kom nie terug waar hy besluit het. Hy het standvastig 'n besluit geneem, hy het geglo ek kan. En dit het gebeur tot waar sy geloof, die vlak van geloof hom teleurgestel het en Jesus het ingegryp. Maar kom ons sal ek sê, ons gaan net terug na die boot toe. In die boot saam met hom langsom as ons hy oomblik kan neem om net te besef dat hy op 'n punt gekom wat hy gesê het, ek glo dit is die seun van God en ek gaan hom te loof want Jesus het hom uitgeskree om te kom na my toe. So as jy vandag sit en jy op jou vlak om te verstaan en jy het nog nooit die boodskap van die Here gehoor nie, hoor vandag hy roep jou. Hy sê kom na my toe. Wow. En as jy glo, hy roep jou vandag, in jou hart sal jy oortuig is, sal jy weet, jy kan uitbeweeg en al het jy nie nou die geloof wat jy nodig het nie, sy hand is daar om jou op te tel. Yes, Jesus het vir hom gesê en ons sal 'n bietjie later daaroor praat op 'n volgende episode. Het hy vir hom gesê jou klein gelowig. Ja, maar die kern van vandag is ons die glo. En ek stem saam met jou wat jy sê daarso. Ek dink baie mense word geontneem. Onthou, hier's 'n nota wat ek moet doen. As jy nie verstaan nie, moenie sê jy glo nie. Sure. Sê liewer jy verstaan nie. Absoluut. En as jy nie verstaan nie, vra iemand wat jy vertrou. Sure. En vra die Heilige Gees. Hy sê ons leermeester, maar daar is mense wat jy kan vra, gaan vra, maar pas op asseblief. Pas op om nie te sê ek glo nie. Sê liewer ek verstaan nie. Sure. Want hierdie man het gesê ek glo jou Here, maar ek's tekort aan iets. Hier sê ek Here, ek verstaan nie nou. Dis 'n ander saak, dis 'n ander hartpostuur as ek dit sê. Waar jy self nie roof of soos hulle sal sê 'n steen bo op jou goeie sit nie. Wat belangrik is om te verstaan is dat as ons praat oor ek glo, beteken dit nie noodwendig net wanneer jy glo dat Jesus die seun van God is, wie God is, wie die Heilige Gees, dat jy nodig elke aspek van die seëning van die Bybel gaan ontvang nie. Hoekom sê ek so nie? Want soveel mense glo in God die Vader, Jesus Christus die Seun, die Heilige Gees, maar hulle glo byvoorbeeld nie in die doop nie, of hulle glo nie in die doping van die Heilige Gees, of hulle met ander woorde, al daai fasette van hulle, ek wil amper sê van hulle geloof word ontneem. Ja. Hoekom? Eintlik omdat hulle nie verstaan nie, maar hulle bely verkeerd om te sê, ek glo nie in hierdie snaakse dinge wat gebeur nie. Ja. En weet jy wat, hierdie snaakse dinge het tog gebeur in Jesus se tyd. Groter dinge as dit het gebeur. Daarom moet ons pas op, ons moet waak daarteen. Met ander woorde, dan gaan ons op 'n plek moet kom en dit is eintlik wanneer ons eintlik opstaan teen 'n spirit of religion, om te sê ek kies om eerder te sê ek verstaan dit nie, as wat ek as gevolg van oorlewering en geloof en religion sê ek glo nie in hierdie dinge nie. Want eintlik wat jy doen is jy ontneem jou net van 'n seëning, 'n blessing, 'n kragtige werking van die Heilige Gees. Yes. En op die einde van die dag is, soos jy weer sê, daar's 'n verskil tussen verstaan en blaatant nie glo nie. Wat onthou die evangelie, Jesus is aan die beweeg. Jy's konstant as jy besig om te groei. Ja. Groei in jou geloof. Want onthou, hy sê die geloof wat ons oor gaan gepraat moet groei. Hy het nooit gesê jou glo, die glo aspek moet groei nie. Sure. Hy sê maak vrede daarmee. Ja. Ek sê altyd vir die ouens, vat die woord letterlik. Jy moet. Ja. Vat hom, sit neer en sê ek is vas oortuig. Dit wat in hierdie woord van die Here staan, hierdie van voor tot agter is van hom af, dis die waarheid en hierdie is wat ek op my geloof gaan neersit met 'n beginpunt van ek glo in die woord van die Here. Alles wat hier binne staan. Is dit nie hoekom hy daar gesê het wat hy daar instruksies vir ons gee wat ek voorheen gelees het? Glo
die evangelie. Met ander woorde, die totaliteit van die Yes. evangelie. Yes. Ons kan nie net kies Ja. om sekere dinge te glo, om te sê, weet jy wat, dit is, ek glo in hierdie en daai, maar ek kies nie om daai te glo nie. Daar's soveel aspekte wat ons regtig dan moet bid en sê, Here, gee vir my die verligte oë, laat die Heilige Gees my oortuig, dat wys my hierdie dinge, dat ek eerder sal sê, ek verstaan nie, ek het nog nie geleer van dit nie, openbaar aan my die tale en die uitleg van tale. So baie mense kom na my toe en sê, wil jy verduidelik vir my hoe werk die tale en die uitleg van tale? Dit is 'n goeie gesindheid. Maar wanneer jy kom en sê, ek glo nie in tale en uitleg van tale, en ek glo nie, dan is ons besig om ons glo in sekere fasette van die evangelie. Maar ons het net nou gelees, daar is 'n opdrag, bekeer julle en glo die evangelie. Yes. Laat julle doop, glo die evangelie. Daar is 'n ek wil amper sê dit is een groot package deal. Ons kan nie eintlik, en dit is so jammer dat soveel mense in sekere fasette van die evangelie, hulle vat gedeeltes vir hulle Ja. en hulle los sekere gedeeltes uit. En die probleem is eintlik, dit is waarom ons as 'n kerk nie regtig tot sy volle groei en potensiaal kan kom nie, as gevolg van sekere fasette wat die gemeente kies om nie te glo nie. Die liggaam van Christus. Ek praat nie van 'n praat van die kerk nie, liggaam. ons praat van die liggaam. Yes. Sê die liggaam glo in sekere dinge nie. Jesus se woorde self, hy sê, as hy is die kop, en die vyfvoud bediening met die gemeente toerus, Ja. om die werk te doen. Ja. Rooi. En dan, maar die liggaam, soos jy sê, die liggaam is geskenk. Deur wat? Deur 'n afwesigheid van glo op vlakke. En wil jy, hier is die ding wat mense nie verstaan nie. Geestelike hoogmoedigheid is 'n baie ding wat jou glo opbelemmer. Want jy wil glo tot op 'n punt en jy wil daar bly. Absoluut. Maar nou kom iets in jou lewe wat jy gaan wat jy te moet gaan kom, wat jou vlak van glo hoër is, sterker is. Hy kan jou nie oorweldig nie. So die eerste ding wat met jou gebeur is, jy kry 'n teleurstelling en jy dink dit wat jy geleef het is nie die waarheid nie. En dis waar die vyand jou vasmaak. Omrede jy nie verder gegroei het in jou glo nie. En die Here sê, groei in my, gaan verder. En onthou, as ons terug kan gou hardloop, onthou die identiteit van die Urieboek. Jy moet gaan uitvind die legacy. Wat is die legacy van my, wat 'n Christen is, wat my hart vir die Here gegee het, gevul met die Heilige Gees, gewas deur die bloed, in hierdie beweging van wat ek glo. En as ek my legacy verstaan, of sal ek sê my familieboom as Christen verstaan, weet ek loop in die voetspore van Jesus. En dit wat hy gedoen het hy self bevestig, sal ons groter dinge sien, en ons sal groter dinge doen, solank ons glo. As ons eintlik kyk na Filippus, wat hierso gepraat het, terwyl hulle op die wa gery het, en hy het met sy hofdienaar gepraat, sê in Handelinge 8:37, toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof, en hy antwoord en hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Met ander woorde, hy het 'n wilsbesluit geneem. En nadat dit gebeur het, het hy sommer van daar af oorgegaan, die doop het plaasgevind, die Gees het vaardig geword, groot dinge het gebeur. Hoekom? Want iemand het 'n keuse gemaak. Hy het gesê, ek glo. Weet jy het vandag die keuse om te sê, ek glo. Ja, ons almal glo in God die Vader, Jesus Christus, sy Seun, en die Heilige Gees. Ek weet dit, ons besef dit, maar glo ons in elke faset wat die Here vir ons gee, wat in die woord vir ons lê, wat vir ons tot in vervulling kan kom, en die feit dat ons kies om nie te glo nie, ontneem ons van soveel seën. Reg soos wat jy sê, eintlik moet ons maar net eerlik wees en sê, ek verstaan dit nie. Kan iemand my verduidelik, hoe werk hierdie dinge waarop ek uitmis? Daar is soveel mense wat nie glo in geloofsgenesing nie, en in wonderwerke nie. Wel, miskien is dit vandag jou tyd wat jy sê, ek glo. Ek glo dat die Here my kan genees van hierdie siekte. Ek glo dat die Here my kan losmaak en bevry van miskien 'n wellesgees, of miskien van 'n verslawing waarin jy, weet jy wat, die Here kan dit doen, as jy 'n keuse maak om te glo. Yes. Later praat ons oor die vlak van die geloof en die vervulling en hoe dit sal gebeur. Maar vandag moet ons kom by die punt om 'n besluit te neem. Ek glo. Maak jy besluit. Dis ons kern vandag. Maak jou besluit. Wat is jou besluit vandag? En jy kan nie op 'n gevoel nie. Dis nie 'n emosionele besluit nie. Dis 'n punt waar jy moet kom en sê ek besluit, en jou emosies moet eenkant gesit word. Dit is so belangrik, want ons is so ingekoppel in emosies. Absoluut. Ons kan nie 'n emotional lewe nie, as ek die Engelse woord kan gebruik, emotional lewe nie. Ons moet 'n standvastige belofte met krag vat en dit glo. Ek wil graag met hierdie met jou deel, is baie interessant, as ek kan hierdie laaste versie wat ek graag net wil uitbeeld, en is Romeine 4 vers 18. Sorry, ek wil hom doen Matteus, dis Matteus 8 vers 13. Sorry man. Okay. Ek wil net gou vir jou daar sal lees Matteus 8 vers 13. En
Ons ken die storie van die offisier en ons ken wat het gebeur, hy het hom gestuur in die genesing wat hy aangevra het namens iemand. En ek wil net vers 13 uitlees. Jesus antwoord na hy die vraag gevra het en ons ken die storie. En hoor mooi wat is Jesus se woorde, iets wat ons kan vandag vat en begin sê, ek glo wat Jesus gesê het. Hy sê vir hom, gaan terug en wat jy geglo het, sal gebeur. Wow. Sure, dis powerful. Kan ons op daai vers net vir 'n sekond of twee net besef dat wat ook al jy in jou lewe face of wat teen jou opgetrek het, as jy die regte belofte het en jy reik uit na Jesus toe en jy vra vir hom vir hulp, of jy vra vir hom of jy spreek dit aan, dan gaan hierdie woorde weer kom. Ek glo Here, U kan dit vir my fix. Ek glo Here, U kan dit vir my regstel. Ek glo Here, U kan my huwelik red. Here, ek glo U kan my besigheid red. En dan as hy antwoord, gaan hy vir jou sê, omdat jy geglo het. En ons sal volgende keer weer verder 'n bietjie praat oor dieper sal praat, want daar was ook 'n geloofsaksie wat plaasgevind het, sal ek dit sê, maar vandag is dit wat hy sê, omdat jy geglo het. Jy glo. Die keuse gemaak. Yes. Mag jy 'n keuse maak. En die keuse te maak, ek glo. Ek glo in die volheid van die evangelie, ek glo in die volheid van dit wat die Here ons beloof het. Mag die Here elke geloof, elke aksie, elke daad wat jy vandag in werking gaan stel, mag hy dit beloon en mag sy seën en guns op jou wees. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Vir my Willie Olwagge en die Volkskenk, mag die Here met u wees. Totsiens. The bridle of a horse ensure control, but can also be used by the enemy to slow you down. He wants to use your past, mistakes, and shortcomings against you so that you can't experience the freedom in Christ. Then it's sometimes necessary to let go and run free like wild horses on open fields and live free without the yoke of bondage. You are watching Wild Horses.